En James Kemp is ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre en baie welkom. Dankie Dawie, altyd 'n voorreg. Ek is baie bly om te sien jy's hierso en jy's nie weggeraak nie. Ja, kyk, ek weet nie, ons is nog besig met daardie voorraadopname. Ons sal nog kyk wie wel weggeraap is en wie nie. Wat ek wel kan sê is Dani Botha het saam met die res van ons sondaars lyk vir my agtergebly. So hy het nie die kat gemaak. Hy lyk my nie self die lys gehad. Dit was omtrent 'n storie gewees in die sosiale media gewees. Verskriklik baie oproer wat ons daaroor gesien het. Ons het gesien dat Dani ook intussen nou 'n verskoning gevra het vir daardie uitlatings, spesifiek dan vir diegene wat nou dalk van hulle besittings sou geraak het, dalk hulle geld sou weggegee het, maar die skade wat gedoen is en die grootste skade daarvan is maar Dani se reputasieskade. Ja, maar ek sê daar's nie so iets so slegte publisiteit nie. Hoe dit ook al sy meer ernstige sake. Die kommissie is nog steeds 'n volle swang en dit lyk vir my dit is nou baie duidelik gemaak dat die minister heeltemal sy magte oorskry het. Ja, die getuienis wat ons vir die Madlanga kommissie gehoor het hierdie afgelope paar dae. Ons begin by Ngagong Konazi van die KwaZulu-Natal se polisie, dan het ons ook gesien van die Masimola, die polisie kommissaris wat getuig het, maar die belangrikste amper was die van generaal-majoor Petronella van Rooyen, wat in die hoof is van regeringssake by die polisie, en sy het bevestig dat die minister, Senzo Mkhunu, nooit oor die bevoegdheid, nooit oor die mag beskik om in die eerste plek weg te doen met daardie taakspan wat politieke moorde ondersoek het nie. So die vraag is natuurlik, wel die kommissaris self, as ek dit nie mis het nie, het hy van die Masimola, ja. Ja. Maar die vraag is natuurlik nou, hoekom het die minister nou besluit om nou wat noem jy die taakspan, die politieke moorde taakspan, ja. Om dit nou basies tot nie te maak. Ja. Hoekom? Hy het sy magte oorskry om dit te doen, hy mag dit nie gedoen het nie. Die vraag is nou volgende, hoekom? Hier's 'n paar vrae. Hy het dit willens en wetens gedoen. Hoekom het hy dit gedoen? Hy moes geweet het hy oorskry sy grondwetlike magte. Hoekom het hy dit gedoen? Maar daar's ook 'n paar ander vrae. Vrae wat onder meer gevra word deur Paul O'Sullivan en ander misdaadkenners. Hoekom het van die Masimola tot op hede nie geraas gemaak daaroor nie? Hoekom is daar so lank stil gebly daaroor? Hoekom moes die KwaZulu-Natal se polisiekommissaris uiteindelik met die sak patats na vore kom terwyl daar verskeie ander mense is wat daarvan kennis gedra het? Ek weet of ons die antwoorde gaan kry nie. Die kommissie sit in die verlede, Zondo-kommissie in Kluis, nou nie verskriklike resultate gelewer nie. 'n Kommissie wat in elk geval ook nie strafregtelike vonnisse kan oplê of enigiets in daardie lyn nie. Dit moet bloot antwoorde verskaf en ek is nie seker of ons al die antwoorde ooit gaan kry nie. Ja, en as ons die antwoorde kry, wonder ek of daar enigstens opgetree gaan word. Dit is maar die verlede van kommissies bewys. Nog iets wat vir my interessant is nou, is dat ons volgens verskeie opnames gaan die ANC baie verloor met die volgende plaaslike verkiesing, veral in Johannesburg. Ja. En nou is Helen Zille haar naam in die hoed ingegooi. Wat dink jy is die kans dat Helen Zille die burgemeester van Johannesburg kan word? Die kans is daar. Onthou Helen Zille het in 2006 burgemeester geword van Kaapstad en toe 'n baie brose koalisie met 8 partye, eintlik 7 partye, met die PAC wat buitestemming gebly het daar in die gang gehou. Dit was die tyd toe de Lille nog in oppositie van die DA gestaan het, want nou is hy weer in oppositie, maar dit is moontlik, maar dit gaan iemand verg wat 'n koalisie en 'n baie ingewikkelde koalisie bymekaar moet hou. Ek dink baie hang ook af van wat Action SA se prestasie in Johannesburg gaan wees, want Herman Mashaba is iemand wat nooit met Helen Zille spesifiek dan in 'n koalisie sal tree nie. So Action SA is definitief uit, ANC is uit. Die vraag is met wie sal hulle dan in 'n koalisie tree? Die ding is wat Johannesburg, kyk wat die realiteit is. Johannesburg het uitmekaar uitgeval. Dit is die G20, ek weet nie hoe hulle dit gaan uiteindelik kan regkry nie. En as hy nou deurwinterde politikus is, dan is dit sonder enige twyfel Helen Zille. Sy het 'n paar ou foutjies ook. Ja, natuurlik. En ek het nog 'n idee sy staan 'n goeie kans om uiteindelik burgemeester te word. As ons kyk na iemand wat oor die strategiese vermoë beskik om 'n ingewikkelde koalisie bymekaar te hou. As nie net 2016, hierdie regering van nasionale eenheid, as nou regtig eerlik is, dis maar 'n Helen Zille. Dis maar 'n Helen, dis 'n koalisie, dit is 'n koalisie, maar dit is ook 'n Helen Zille produk daardie. En as iemand daardie strategiese vermoë het om 'n so ingewikkelde koalisie aan die gang te kry, dan is dit Zille en ek dink die moontlikheid is daar dat sy die volgende burgemeester van Johannesburg kan wees. James Kemp, dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai gemaak het. Sonder enige twyfel, so kan dinge nie aangaan nie.